Ons het die week gepraat oor hoe die Here met jou praat. Nou die beste ding wat jou kind kan leer is leer hom om die stem van die Here te hoor. Nou ek dink dit is altyd maklik nie, want jy moet die stem van die Here ken. Hoe leer ek nou jou gevoel hier binne in jou hart? Want dit kan baie keer 'n begeerte wees, kan 'n verkeerde ding hier binne in jou hart wees wat mense dink van die Here af is. Maar kom ek leer jy nog een ding wat ek agtergekom het in my lewe, en dit is dat die Here op verskillende maniere met my kom praat. Ek kan Bybel lees en skielik ervaar ek, die Here het nou met my gepraat. Maar wat ek ook ervaar het, is dat die Here deur mense met my praat. In die Ou Testament lees ons baie, en die woord van die Here het by hulle gekom, en die woord van die Here het by Elia gekom. Voorbeeld 1 Konings 17, gaan lees dit 'n paar keer, en die woord van die Here. Hy het nie na sy omstandighede gekyk nie, hy het geluister na die Here, en die woord van die Here het by hom gekom. En dis geweldig belangrik, dat iemand gee dalk 'n plan, iemand praat met my, terwyl hulle my praat, ervaar ek, wow, die Here praat nou hier binne in my, dit weer klankie binne in my, dis net die regte ding, dat ek amper, wow, nou praat die Here met my, en ek beleef net die Here praat nou met my. So God se woord kom nie net op een manier, dit kom van ander maniere af. So ek spring nie agter elke idee aan nie, maar ek besef dat die Here op verskillende maniere met my kan praat. Byvoorbeeld, ek voel in my hart, ons moet 'n kruis opsit hier by die kerk. Hoe 'n kruis opsit. Ja, en ons kyk waar is, en ding werk nie, en ek bid daaroor, en ek ervaar die Here sê ons elkeen moet 'n kruisdraer wees. En dis, okay, kom ons los dit. 'n jaar later is daar aan die ander kant van die pad in Kerkstraat 'n stukkie grond wat klippe het, en ek sit geïrriteerd, en die ding verander, klomp potte wat verander, en alles, gee die goed weg, en ek gaan praat met die leiers, en wys hulle, sê, kom ons sit 'n groot kennisgemingbord, en hulle sê, maar kom ons sit die kruis hierop. Toe hulle dit sê, toe spring daar iets wakker binne in ons almal, en ons weet, dis waar ons die kruis moet opsit, en ons sit 'n hoë kruis op, met ligte en alles, die perfekte plek. Nou, verstaan ek nie, hoekom het die Here nie 'n jaar terug met ons gepraat nie? Dalk het ons dit ergens gemis, dalk moes ek eerder vir die Here vra, Here, is die kruis op die regte plek? Want ek het net in my kop, dis die plek. Dis asof die Here die deur toemaak, dis asof die Here keer. En moenie ontsteld wees as jy agterkom maar die Here keer iets nie, want hy ken die toekoms. Dis dalk goed dat die Here iets keer in jou lewe, en op die regte tyd sit ons die regte kruis op die regte plek op. Alles werk ten goeie mee, alles werk, alles kan gedoen word, dan sê ek, dankie Here dat jy ons aanvanklik gestop het, maar toe iemand die idee sê, toe kom die woord van die Here na my toe. Ek was net in die gemeente, ek kan so goed onthou, kom iemand en sê, maar kom ons ruil die kinderkerk en die kantoor, net daar ervaar ek, die Here het met my gepraat, en die woord van die Here kom na my toe. So moenie nie onderskat, dat die woord van die Here met jou kan praat nie. Weereens, as jy kan agterkom, wow, dis die Here wat hier praat. Dis nie sonde nie, dis nie verkeerd nie, dis nie 'n slegte ding nie, dis altyd vir verbetering, en dis wat God doen. En dan ek as pastoor is ingestel, dat die Here kan praat, dat die Here met jou ook deur mense kan praat. Ek het ook al beleef, dat mense na my toe sal kom en sê, pastoor, ek wil die besigheid doen, wat voel jy in jou hart? Dan bid ek, dan voel ek, nee, bly weg vanaf, moenie karre verkoop, jy moenie dit doen nie, dit bly weg hier vanaf. Ek sê maar, ek dink bel hierdie ou dalk vir werk, dan maak die Here daai deur oop, dan het hy ervaar die Here praat deur my, dat hy is onseker, en hy kom soek, en dan bid ek saam met hom, kry iemand wat saam met jou kan bid, en dit is geweldig belangrik, jy en jou vrou wat saam bid, as jy iemand het wat saam met jou bid, moenie 'n ding koop of 'n ding doen, as jou man of jou vrou nie daarmee saamstem nie. So weet dat die Here met jou wil praat. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.